Goeiemôre Suid-Afrika. 1600 Suid-Afrika tyd op hierdie 15 Junie, Maandag. En teen die tyd weet almal, daar was gisterand al 'n peace deal bereik tussen Amerika en Iran. Hy sal nou amptelik Vrydag onderteken word en dit gaan in die volgende 60 dae in met die finale besprekings in terme van die nukleerprogram wat Iran probeer hou het en die tipe van dinge en verder, allerhande goed verder wat is aan albei kante gaan gebeur. Die oorlog is verby vir nou, behalwe as een van die twee kante besluit kom ons skiet op mekaar. Dan kan dit weer die oorlog ontwikkel, uitbrei, vinnig. Vermoed nie, het gaan met sommer gebeur nie, ek dink hulle gaan druk sit op mekaar, op mekaar om nie op mekaar te skiet nie. En so, as ou nou kyk, wat gaan uitkom in die volgende paar weke? Daar gaan definitief goed van Iran afkom. IRGC, wat gaan uitsprake maak van wat teenkantig is met wat president Trump sê. Want hulle moet nog steeds vir hulle mense wys, hulle is in charge en hulle het 'n goeie deal vir hulle gekry. Alhoewel ons weet, dit is nie regtig die geval nie. Weet wat, wie het gewen en wie het verloor dan? Jy moet nou, om dit te antwoord, moet jy teruggaan voor die oorlog. Januarie, Februarie, het Iran gedreig, dat hulle het Iran genoeg om 10 nukleerbomme te bou. Daarom was daar samesprekings voor die tyd vir Iran om hulle nukleerprogram op te gee. En hulle wou nie, hulle het gestol tot president Trump besluit het, okay, ons kan nie meer kans vat met julle nie, want julle is besig om te develop agteraf. Ons gaan hulle nou stryk in die 28ste Februarie. So, as jy kyk daar en die stryk het begin, wat het gebeur voor die tyd? Iran het die vermoë gehad om Iran te verryk, hulle was besig om dit ver te verryk. Hulle het 'n weermag gehad, 'n volle weermag, 'n lugmag met vliegtuie en alles. Air defense systems, 'n vloot, honderde duisende missiele, of nie honderde duisende nie, honderde of duisende missiele en drones. So hulle het 'n sterkerige weermag gehad vir daar waar hulle is, om hulle self te kan verdedig of iemand langs aan hulle aan te val of so iets. Maar toe ongelukkig vir hulle wou nie vir die deal gaan nie, want hulle het vermoed hulle gaan vir president Trump net so kan boelie soos hulle vir Obama geboelie het. Obama het eventueel ingegee vir hulle 'n vragte vol biljoene dollars se cash afgelaai, omkoopgeld. Moet asseblief nie 'n nukleerbom bou nie, en dan gee ons vir hulle baie geld. Hulle het gedink hulle gaan dieselfde kan doen met president Trump, en dit het nie gewerk nie. So nou, voor die oorlog, was hulle besig om te beplan, om alles hulle program opgee, en hulle het 'n weermag gehad. Nou het hulle nie keuse nie, nou het hulle nie meer weermag nie, en nou gaan hulle nie hulle program opgee. So hoekom nie net voor die oorlog, okay, kos gee maar die program op, en het hulle nog al goed by hulle gehad, maar hulle het nie meer nie. Hulle het nie meer die vermoë nie, hulle het hulle lugmag verloor, hulle het hulle vloot verloor, hulle het hulle konvensionele army verloor. Al wat hulle oor het is 'n paar van hulle ballistic missiles en 'n paar van hulle drones wat hulle gehad het. Die meeste drones en ballistic missiles wat hulle gehad het, het hulle uitgeskiet, en hulle het nie eens teikens geryk nie, want hulle is meer as 90% van hulle was afgeskiet. So hulle het biljoene dollars se wapens, ammo uitgeskiet, wat alles afgeskiet is, wat hulle nie meer iets kon bereik nie. Nou sit hulle met wat hulle het. Hulle kan nie nuus bou nie, want hulle het nie die fabriek om dit te bou nie. Hulle gaan nie toegelaat word om dit te bou nie. Hulle het nie die vermoë om vir ander plekke af in te kry nie, want intelligence is nou oralste. Wat baie mense nie verstaan nie, is dat Amerika en Israel nog steeds volle air superiority oor Iran, en Iran weet dit. So hulle kan nie skielik 'n fabriek bou wat gaan missiele bou nie, want dan gaan hulle gestryk word. Hulle kan nie skielik, en nou na die samesprekings gaan hulle Iran, wat nog, daai verrykte Iran wat nog in daai bunkers onder die grond toegegooi is sedert laas jaar, met die Midnight Hammer, hulle gaan nie by dit kan uitkom nie. Daar gaan seker 'n punt kom wat hulle gaan saam met die Weste gaan ingrou daar om dit by te kom, om dit uit te kry en onskadelik te stel. Maar tot dan, hulle gaan dit moet opgee anyway. Hulle gaan hulle uitrusting wat hulle gebruik, die centrifuges en daai om Iran te verryk, opgee. En as dit deur intelligence opgetel word dat hulle nuus begin bou, dan gaan hulle eenvoudig net gestryk word, want hulle weet hulle het nie die vermoë om homself te verdedig in die lug nie.
Hulle gaan nie die vermoë hê hulle gaan nie splinter nuwe air defenses kan kry nie, want dit gaan net gestryk word. So dis die ding. Almal dink Iran stol vir tyd om agteraf skelm goed te bou. Hulle kan nie. Intelligence is daar om te kyk en as hulle sien daar is word gebou, dan gaan hulle eenvoudig gestryk word. So hierdie is nie net hulle het op daai vlak so erg verloor dat hulle kan nie eens in die toekoms meer wapens bou nie, want hulle gaan net eenvoudig gestryk word. Dis veral deur Israel. Israel gaan dit nie toelaat nie. So dis waar ons vandag is met hierdie ons gaan nou sien wat kom met die samesprekings. Die samesprekings gaan kom. Die einddoelwit gaan wees, hulle kan nie 'n nukleêre program hê nie, hulle gaan nie een hê nie. En dit was die hoofdoel van hierdie oorlog, is om hulle nukleêre program te stop. 'n Ekstra doel daarbey, sekondêre doel was vernietig die vloot, vernietig die lugmag, vernietig die air defenses en dis al sommer in die tweede, derde dag gedoen. Meeste van die Ayatollah en sy regime is uitgehaal. Okay, daar is nog steeds van dieselfde mense in charge. Tweede, derde, vierde vlak wat nou daar in charge is. Maar hulle gaan nie meer hulle mense so kan oppres nie. Want elke keer as hulle mense gaan oppres, gaan hulle gestryk word. So dis die lewe wat hulle vir hulle self opgemaak het. Die laaste ding wat hulle het, wat hulle mee kon gebargain het, in die laaste 2 maande, is om die stryd of Hormuz toe te maak, die mense te dreig vir daar deurry, en dan weet hulle hou die wêreldekonomie op. En dit gaan nie meer lank hou nie, want die ander lande is klaar besig om pyplyne goed te bou, om die stryd heeltemal te mis. So dan beteken hy stryd niks vir hulle nie, want hulle gaan die goed net relay om te gaan. Met pyplyne. Dis klaar in plek en klaar besig om in produksie, so het gaan 'n ruk vat om hulle klaar te bou die pype, maar dit gaan gedoen word. Dan het Iran absoluut zero leverage oor as hy pype klaar gebou is. So hulle het vir hulle self 'n lat vir hulle gat gepluk. Hulle wou nie luister nie, hulle het gedink hulle kan die mense nog steeds onderdruk en so. Al wat hulle nou kan doen is hulle eie populasie onderdruk en moontlik elke nou en dan miskien hulle bure dreig met 'n drone of 'n missiel. En elke keer as hulle een skiet, dan het hulle een minder, want hulle kan nie nuus inkry nie. So dis die stand van sake op die oomblik. Wie het hierdie oorlog verloor? Iran. Baie ver. Hulle het verloor wat hulle mee gehad het voor die tyd en hulle het gaan nie meer 'n nukleêre program hê nie. En dit was die end goal. So dis vir vandag. Ons sal nou sien wat ontwikkel in die volgende paar maande met hierdie ding uit. Ek sien die oliepryse is nou al af 30% van die laaste maand. Ek hoop die petrolpryse het afgekom met 30% in die laaste maand wat ons het. En lyk my vandag hy's besig hy hover hier tussen $77 en $79 op die oomblik. En ek vermoed hy gaan in die volgende week nog afkom. Ons behoort te sien binne die volgende paar weke hoe die olieprys drop, miskien onder 60, onder $70 weer, waar hy was voor die oorlog. Goeie nuus vir almal. Maar dis dan dit, gaan hierdie dag verder.